Goeiemôre vriende, dit is vandag Vrydag 6 Februarie 2026, so in die begin van 'n naweek. Ek hoop julle het 'n lekker naweek wat voor julle uitstrek. Ek weet so op 'n Vrydag is 'n mens moeg, maar dit is dan ook naweek, né? So ou vat dan so 'n bietjie iets daar uit. Julle kan ook bid vir ons kerkraadsvergadering môre wat ons het. Ons het altyd baie lekker kerkraadsvergaderings en dat die Here ook deur sy gees vir ons daar op 'n wonderlike manier sal lei. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. O Heilige Gees, dankie dat ons weet dat U altyd by ons is. Dankie Here dat ons nooit alleen is nie. Here, dankie dat U ons omvou met herinneringe aan U die heeltyd in die natuur. Here, ons hoef nie eers in ons huis uit te gaan nie om U te beleef in ons diere nie, in die feit dat U voorsien nie, in ons gesondheid nie. Dan praat ek nie eers van die natuur wat die heeltyd ons omvou, waar U vir ons die heeltyd kom uitroep. Ek is hier nie. Here, dankie vir al die herinneringstekens wat U vir ons gee, miljoene, biljoene, biljoene. Here, waar U ons eintlik omvou met suurstof, elke millisekond van die dag, omvou U ons met suurstof. Ons dink nie eens daaroor nie. Dankie daarvoor, Here. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, dan is ons nou nog steeds in Tessalonisense. Julle weet, Paulus is baie lief vir hierdie mense. Hy stuur vir Timoteus om te gaan kyk hoe gaan dit. Hy verlang na hulle. Dis liefde, hy's geloof hierso. Dan kom Paulus, onthou nou weer eens die konteks, dit is mense wat heidene was, uit 'n heidense omgewings uitgekom het, wat kinders van die Here geword het, wat nog die heeltyd gekonfronteer word met die heidense gebruike, heidense rituele, mense wat hulle konfronteer as Christene omdat hulle tot bekering gekom het in Jesus. En nou sê Paulus, maar hy sien hulle is nie verlei nie, hy sien hulle vas aan die feit dat Jesus hulle verlosser en saligmaker is. So die hele 3 hoofstukke vriende gaan eintlik net daaroor, né, wat ek met julle al gedeel het. Dan kom ons by vers 4 waar hy dan nou amper sê, weet jy julle, okay, julle fondament is reg, julle goed is reg, julle is uitgesort, julle is behoort aan Jesus Christus. Nou wil ek net vir julle kom sê hy vir julle, nee, hy sê julle, en nou net nog iets anders om vir julle op te dra, broers, julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe, julle doen dit ook. Nee, dit is nie mooi nie, wat Paulus wil sê, julle doen dit ook. Nee, hy sê, hoorie, julle doen dit ook. Maar in die naam van die Here Jesus Christus versoek ons julle dringend, dubbelpunt, nee. So, hy sê, doen julle ook, maar het is net asof Paulus het wil kom reinforce, né? Hy sê, julle weet die goeders, maar ek weet julle kom uit al hierdie agtergronde uit, en ek is net so bang julle val terug in die goed, so kom ek sê net vir julle, ek wil julle sê, lê julle nog meer daarop toe, dubbelpunt. En dan sê hy, julle ken die voorskrifte wat ons in die, lê julle, hy sê, kom ons begin net weer, julle doen dit ook, maar in die naam van die Here Jesus versoek ek julle dringend, dubbelpunt, lê julle nog meer daarop toe, so julle doen dit klaar reg, maar lê julle nog meer daarop toe, sê Paulus, nee. Wees meer nog ingestel daarop. Nou gaan aan. Julle ken die voorskrifte wat ons gesag van die Here Jesus Christus aan julle opgedra het. Dis die wil van God dat julle heilig moet lewe. Ons gister 'n bietjie daar gepraat. Weerhou julle van onsedelikheid, né? Dit het ons 'n bietjie daaroor gepraat en dit hy's erg daarop. Juis en ek het gister vir julle gesê, vriende, onthou die heidense kontekste speel seksualiteit 'n geweldige groot rol, né? En daarom weet hy, hulle kom uit hierdie omgewing uit, en daarom sê hy vir hulle, weerhou julle van onsedelikheid. Elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe. Julle moenie deur hartstog en begeerte gedryf word soos die heidene wat vir God nie ken nie, né? Want hy weet in hierdie heidense rituele, liewe vriende, was enige iets toelaatbaar. Daar was niks ontoelaatbaar, enigiets was toelaatbaar. Ek moet nou dink, sonder dat ek dit uitspel, wat se gemors het daar so aangegaan, hè. Nou kom sê hy net vir hulle weer, ek wil julle net weer sê wie julle is mos nou nuwe mense in Christus, hè. Besop vir die hartstog en begeerte, wat gedrywe word soos die heidene wat vir God nie ken nie. Heidene gaan aan, julle is nie meer heidene nie, julle het gebreek met daai ou goeters, besop,
kyk net mooi, asseblief, ek weet julle doen dit, sê Paulus, maar let net baie mooi daarop toe. En vriende, in ons konteks ook, ons as jong mense, as ouer mense, moet baie mooi kyk. Ek sê altyd vir julle, op 'n seksuele vlak is ons broos, die Here het ons so gemaak. Ons het besop, liewe vriende, dat ons nie aan begeerte en hartsog toegee nie, né? Jy moet so kyk, ek praat nie van in die huwelik en so nie, né? Ek praat van buite die huwelik. Besop daarvoor. Dit is verwoestende goed. Dit lyk nie so nie, maar is verwoestende goed. En die grootste verwoestende effek is, hy trek jou van God af weg. God is bly daar, maar dit trek jou van God af weg. En later, liewe vriende, leef jy in jou duiwelse domein, hè? En dan pla niks meer vir jou nie. Niks pla jou nie. Maar wanneer ek en jy in die domein van Jesus is, wanneer ons in die domein van God die Vader en God die Heilige Gees is, liewe vriende, dit is 'n domein waar ons altyd moet kyk, dat die seksuele vind in die huwelik plaas. Nou gaan hy. Dit nou sê, en dan gaan hy sal nou weer, ek kom nou weer by ons eerlikheid, dit jy gaan nou sien. Mag niemand hom in hierdie verband te buite gaan en sy broer bedrieg nie, né? Onthou nou weer wat ek vir julle gesê het oor die gnostiek. Die gnostiek, die heidense, die dwaalleerders wat die gnostiek aangehang het. Hulle het die liggaam en die gees geskei. So hulle sê, die gees beteken jy het hierdie unieke verhouding met God die Vader, en jou liggaam behoort aan 'n bose God, so Jesus is nie nodig nie, want hy behoort aan 'n bose God, jy het die sonde eintlik nie, want jy het hierdie unieke verhouding met God, so die liggaam en die gees geskei, né? So die oomblik wanneer jy die liggaam en die gees skei, kan jy maar doen net wat jy kan, jou broer bedrieg, jy kan bedrog pleeg, as jy wil, jy kan eintlik doen net wat jy wil, want die twee goed is geskei. Nou, jy het hierdie unieke verhouding met God, en dit is goed genoeg, wat jy met jou lyf aanvang, dit is nie relevant nie. So pas op daarvoor, dis die ouens wat ook daar rondtoe, né? So ook mag niemand om in hierdie verband te buite gaan en sy broer bedrieg nie, want die Here straf al sulke dinge. So het ons julle trouens al vroeër gewaarsku. Ons het julle nadruklik daarop gewys. God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe, né? Weer is hy daar, omdat dit so 'n enorme rol gespeel het in die konteks destyd ook in Thessalonika met al die heidene hier rondom, né? So hy sê, God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Ons moet dit altyd onthou, liewe vriende, dat God het ons afgesonder. Ek en jy moet wegbly van plekke, instansies, programme wat ons kyk, want ons gaan, wat ons kan wegtrek van Jesus af. Dit is die subtiele verleiding van jou duiwel. Hy kan niks aan jou doen as om jou te versoek nie. Hy sê net, hy het vir Eva gesê, is dit dan nie 'n lekker appeltjie daai nie, vat as om 'n appeltjie, né? Die vrug, is dit nie lekker, jy mag van eet man, wat s'n ons as jy nie af kan eet nie, né? Dit is maar al wat hy doen, en dan val ek en jy gewoonlik daar. Dis wat hy maar net vir hulle sê, en dan sê hy, wie hierdie voorskrifte verwerp dis niemand net 'n mens nie, hy verwerp God, wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het. Kom ons volstaan net eers daarby. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se nabyheid ervaar. Amen.